Hallo julle, ons kyk vandag weer na finansiële wiskunde en ons kyk na 'n eksamenvraag uit Junie 2022. Dit is vraag 7.2. 'n maatskappy het masjinerie vir R500.000 gekoop. So, daar's ons eerste belangrike getal. Na 5 jaar is die masjinerie vir R180.000 verkoop. So, wat ons hier sien, is dat ons waardevermindering het, want aanvanklik was dit R500.000 werd toe ons dit gekoop het, en toe ons dit verkoop na 5 jaar, was dit net R180.000 werd. So ons het definitief waardevermindering. Goed, en hulle verkoop hierdie ou masjiene, want hulle wil nuwe masjiene koop. Vraag 7.2.1 bereken die waardeverminderingskoers van die ou masjinerie oor die 5 jaar deur die verminderde saldo metode te gebruik. So die verminderde saldo metode is die een met saamgestelde rente. So ek gaan hê A is gelyk aan P, 1 minus I tot die mag N. En hulle vra vir my om die waardeverminderingskoers te bereken. So I, daai rentekoers, maar nou is dit waardeverminderingskoers, omdat die waarde verminder het. Nou wat weet ons? Onthou, A is die eindbedrag, en P is die beginbedrag, en N is die tyd, want hierdie is een van jou graad 11 formules. Goed, die eindbedrag was R180.000, want na 5 jaar is die masjiene vir R180.000 verkoop. Die beginbedrag is wat ek aanvanklik daarvoor betaal het, en dit was R500.000. En alles het gebeur oor 5 jaar. So nou gaan ek maar net invervang. Ek kry R180.000 is gelyk aan R500.000 maal met 1 minus I, wat ek nou wil uitwerk, tot die mag 5. So wat ek eerstens gaan doen, is om met hierdie 500.000 te deel, en dan kry ek 18 0 en nog 3 nulle gedeel deur 500 en nog 3 nulle is gelyk aan 1 minus I tot die mag 5. So hoe gaan ek nou van die mag 5 ontsla raak? Wel, deur maar net die 5de magswortel te trek, en wanneer ek dit gedoen het op my sakrekenaartjie, kry ek dat ek dit net gou doen. Goed, ek kry 0,81519 en die desimale gaan nog steeds aan, en aan die regterkant kry ek nou net 1 minus I. Nou ek gaan hierdie hele antwoord op my rekenaartjie hou, ek gaan dit nie afrond nie, en dan gaan ek die 1 aftrek, en dit gee vir my, laat ek dit net ook neerskryf, minus 0,18480. As jy tot 2 desimale wil afrond, het jy ten minste 5 desimale nodig op die punt. En aan die regterkant het ek nou net minus I. En natuurlik gaan jy nou met 'n min maal of deel aan albei kante, en albei kante gaan positief wees. En dan moet jy onthou dat I eintlik die rentekoers op 100 is, of nou die verminderingskoers op 100 is. So, dit is gelyk aan 0,18480, en wanneer ek dan met hierdie 100 vermenigvuldig, gaan my desimale 2 plekke aanskuif, so dit gaan wees 18,48%, korrek afgerond tot 2 desimale plekke.
Reg, dis die eerste vraag. Die tweede vraag sê, die inflasiekoers vir die koste van 'n nuwe masjien, van die nuwe masjinerie, is 6,3% per jaar oor die 5 jaar. Wat sal die nuwe masjinerie aan die einde van 5 jaar kos? Nou ja, ons weet dat inflasiekoers was ons voorbeeld vir samengestelde rente. So, vir my inflasiekoers gaan ek gebruik A is gelyk aan P maal met 1 plus I tot die mag N. Nou, aanvanklik het die masjiene R500.000 gekos. So dit is nou my aanvanklike waarde. En die rentekoers of die inflasiekoers was 6,3%. En as jy dit skryf as 'n desimaal, dan is dit 0,063. En ons doen dit weer vir 5 jaar. So ons kan maar net invervang, dis 500.000 maal met 1 plus 0,063 tot die mag 5. En dan werk jy dit weer eens met jou rekenaartjie uit. En die antwoord wat ek gekry het was 678, 635 en 11 sent. So 678.635 rand en 11 sent. So wanneer hulle na 5 jaar nou die masjiene wil vervang, het hulle hierdie geld nodig. Goed, die laaste vraag van vraag 7.2 is 7.2.3. Die maatskappy het 'n delgingsfonds begin om die eerste inbetaling in hierdie fonds gemaak op die dag toe die ou masjinerie gekoop is. Die laaste inbetaling is gemaak 3 maande voordat die nuwe masjinerie aan die einde van 5 jaar aangekoop is. Nou kom ons kyk net daarna. 'n Delgingsfonds beteken dat jy spaar om iets later te vervang gewoonlik. So dis presies wat hierdie maatskappy gedoen het. En op die dag toe die ou masjiene gekoop is, maak hulle eerste inbetaling. Daar is hy, die eerste inbetaling in hierdie fonds is op die dag toe die ou masjiene verkoop is. So as ons nou hier kyk, dis die dag toe ons die ou masjiene koop en hulle maak dadelik hulle eerste betaling. Dan gaan ek verder lees. Het sê die laaste betaling is gemaak 3 maande voordat die nuwe masjiene aan die einde van 5 jaar aangekoop is. So 5 jaar is 60 maande. Daardie T60 is nou maar vir tyd 60 maande. En die laaste betaling is gemaak 3 maande voor dit. So dis 1, 2, 3 maande voor dit. Dit gaan tyd 57 wees, so dat ek 58, 59, 60 het. Dit is wanneer die laaste betaling gemaak is. Nou die hoeveelste betaling is dit? Wel, na 1 maand gaan ek nog 'n betaling maak. So ek wil jy moet sien, die aantal betalings is 1 meer as die getal maande. So by 57 maande gaan my aantal betalings 58 wees. Verder sê hulle vir my dat, kom ek lees net eers weer mooi, die rente verdien op die delgingsfonds was 10,25% per jaar maandeliks saamgestel. So ons kan ook I in vervang. Dit is 10,25% per jaar. Ons gaan dit op 100 skryf. So dan gaan dit word 0,1025 en dit is maandeliks saamgestel. Ag, daai ene is 'n 0.
Goed, 0,1025 gedeel deur 12, want dit is maandeliks saamgestel. Die geld in die delgingsfonds en die R180.000 uit die verkoop van die ou masjiene word gebruik om die nuwe masjiene te betaal. So, die prys van die nuwe masjiene na 5 jaar het ons reeds hier uitgewerk in 7.2.2. Na 5 jaar hier het ons 678,635 nodig. Maar hulle gaan ook hier die R180.000 gebruik. So, ek het dit reeds, ek kan dit aftrek. En as ek dit gou doen, dan kry ek, laat ek net sien, ek kry hier R498,635,11. So dis eintlik wat ek op hierdie stadium moet hê, want ek het reeds daardie 180. Nou, ek kan uitwerk in my delgingsfonds, hoeveel gaan ek tot daar betaal hê? Want dit gaan my toekomstige waarde wees direk na die laaste betaling. So hierdie geld wat ek hier benodig, daardie R498,635,11 moet kom van my F-waarde hier, en dan nog moet ek dit vermenigvuldig met 1 plus en die rentekoers is 0,1025 gedeel deur 12 en dit groei nog vir 3 maande. Nou kan ons net invervang, want ons weet hoe om X uit te werk, laat ek die formuletjie bring. So, ek kry dan R498,635,11 is gelyk aan, en in F se plek gaan ek sit X, wat ek nie ken nie. X is mos die maandelikse inbetaling. Het is gelyk aan X, hakkie, 1 plus I, soos 1 plus 0,1025 op 12, tot die mag N, en N naar my delgingsfonds is hoeveel betalings ek gemaak het, is 1850 betalings, dan minus 1. En dit moet gedeel word deur die rentekoers, wat so lyk. En dan moet ek dit nog alles gaan vermenigvuldig, want al hierdie, alles hierdie alles, is nou net in F se plek. So dan moet ek nog vermenigvuldig met daardie hakkie, wat 1 plus 0,1025 tot die mag 3. Goed, kom ons maak maar hier aan die linkerkant 'n bietjie skoon. Ons weet mos nou al ons het daardie geld nodig. En ek kan ook maar my formule vir F 'n bietjie wegskuif. So, hoe gaan ek nou X uitwerk? Wel, ek gaan met hierdie moet vermenigvuldig, met daardie groot hakkie, net soos wat hy is, gaan ek deel, en ook met hierdie hakkie gaan ek deel. En dan gaan ek kry dat X gelyk is aan R6,510,36. Goed, miskien moet ons net gou weer na die hooftrekke kyk hier. My skryfwerk hier is vreeslik op mekaar. Ek gaan dit probeer 'n bietjie beter maak gou. Goed, ek het nou my skryfwerk probeer beter maak. Kom ons kyk net vinnig weer daarna. Ons het hier na 5 jaar
R498,635,11 nodig. So hier het ek die bedrag neergeskryf wat ons daar nodig het. Nou hoe gaan ons die bedrag kry? Ons gaan F hier uitwerk, F, want hy is onmiddellik na die laaste betaling en dan gaan ons die rente vir nog 3 maande daarby tel. So dis wat ek hier het, dit is jou graad 11 formule, die bedrag waarmee ons wil eindig is die F bedrag hier, plus of vermenigvuldig met die rente wat 3 maande se rente is.